Heer Koning Yeshua. Ons wil deel wees in U koninkryk. En vir ons om belangrik te wees in U koninkryk, leer jy ons om diensbaar te wees. Ons wil self oorgee, net vir oggendtyd in U teenwoordigheid spandeer, Koning Yeshua. Ons wil U woord bestudeer en U beter en beter leer ken. Koning Yeshua, U sê Matteus 7 vers 21, baie het in my naam duiwels uitgedryf en siekes genees en so, maar ek sê vir hulle gaan weg want ek ken hulle nie. Koning Yeshua, ons wil U ken. Ons wil U ken, ons wil tyd in U teenwoordigheid spandeer. Daarom wil ons U woord bestudeer dag en nag. U sê dit reg deur die woord in Joshua 1 vers 8, Psalm 1 vers 1 tot 3. As jy my woord bestudeer dag en nag, dan sal jy wel geluksalig wees in alles wat jy doen. Vader, as ons dit maar net kon glo. As ons maar net kon glo dat as ons die woord bestudeer dag en nag, dan sal ons wel geluksalig wees. Maar Vader, ons is vasgevang in hierdie wêreld, waar hierdie wêreld ons so het dat jy moet werk, jy moet al hierdie dinge doen, en wat al ons tyd steel om die woord nie te bestudeer nie. Ons verhoog ons standaard van lewe, en ons werk harder, en so word ons vasgevang in hierdie redreis. Waar ons net bakstene maak, om Farao, die Satan, happy te maak, want solank hy ons uit die woord uitkry. Ek bid, Vader, dat U ons sal aanraak en dat ons sal vergenoegd wees. Yeshua sê, in Johannes 4, haal hy aan Deuteronomium 8 vers 4, waar hy sê, U woord is vir my belangriker, dis die brood, dis meer belangriker as enigiets ander. Ons is net kortstondig hier op aarde. U het vir ons 'n doel op aarde, U het ons geskape met 'n doel. Maar ons lewe vir ons eie plesier, vir ons eie gewin, ons eie sekuriteit, ons eie prestasies, ons eie koninkryke wat ons bou. En ons wil dit kom neerlê by die voet van die kruis. Ons wil doodgaan aan onsself en soos Johannes vergenoegd wees in alles. Nederig, humble voor U. Koning Yeshua, ons wil U volg waar ook al U gaan. Come have your way in our lives. Ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel, elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevawai. Amen, amen. Amen. Omer 11. Hierdie aftelling van eerste gerf na Shavuot. Soos wat ons in hierdie feestydperk, tussen die derde en die vierde fees is daar hierdie opdrag in Levitikus 23, ek dink is vers 11 of vers 15, wat sê, tel hierdie dae. En daar's 'n rede hoekom ons moet tel, want as jy tel, is jy bewus van iets wat op pad is. En ons sal op Shabbatdiens so 'n bietjie verder daaroor gesels. So ons is in Matteus 3, waar ons kyk na Johannes die Doper, en ons het laasweek gesien, Johannes het disippels, maar twee van sy disippels het Yeshua gaan volg, en net so is ons verhouding, maar ons het nodig, ons het 'n opdrag van Yeshua om disippels te gaan maak, maar daardie disippels moet eventually Yeshua volg. So ons het gesien, Johannes die Doper was die stem uit die woestyn, the voice in the desert. Wat het hy verkondig? Wat was sy stem in die woestyn? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So sy boodskap was baie direk. Sy boodskap was uit die woestyn uit. Uit die woestyn uit, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Johannes was die vervulling van Jesaja se profesie. In Jesaja 40 vers 3 wat sê, 'n stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die koning, die Messias gereed. Nou die woord gee vir ons 'n beskrywing van Johannes se voorkoms en leefstyl. En partykeer dan kan ons dink, jy weet, soos 'n paar jaar terug as ek Exodus, Levitikus deurgelees het, dan sit soos in veral Exodus, daar waar jy oor die tabernakel lees, en dan gee al hierdie beskrywings van die tabernakel, en sit soos in, hoekom het ek hierdie ken?
tot jy die tabernakel begin bestudeer en sien maar dit gaan alles oor Yeshua. Gaan alles oor Yeshua. Nou die woord gee vir ons 'n beskrywing van Johannes se voorkoms en leefstyl. Hoekom? Daar's 'n betekenis agter alles. Niks staan in die woord sommer net nie. Johannes dra klere van kameelhare met 'n leerband. Nou kameelhaar was nie iets lieks nie. Dit was nie iets lieks nie. Inteendeel, dit steek. Dit was rie en dit was ongerieflik om te dra. En dit simboliseer 'n lewe van selfverloning. Johannes die Doper sê op 'n stadium, ek is nie waardig om my Messias se skoenrieme vas te maak nie. Wat ons sien net in sy kleredrag is humbleness, nederigheid, selfverloning. Johannes se uiterlike het sy innerlike afsondering van wêreldse gerief en rykdom vir ons getoon. Hy het nie ge-worry oor wat sy status is in die wêreld, wat sy kar hy ry, hoe hy lyk voor mense nie. Dit was nie vir hom belangrik nie. Wat vir hom belangrik was die boodskap dat die Messias is op pad. Geestelik wys Johannes se lewe na 'n mens wat meer besorgd is oor die boodskap dat die Messias op pad is en dat hulle moet hulle self bekeer as sy uiterlike voorkoms of vertoning. Kan ek jou vra, wat spandeer jy meer geld aan? Jou voorkoms, want as jy in jou voorkoms bestee, dan koop jy vir jou klere, jy gym, jy doen al daai dinge vir jou voorkoms. Hoeveel van dit spandeer jy aan jou innerlike, jou groei na Abba toe? Hoe vergelyk dit? Watter een dra swaarder? Want dit is die gewig tussen vleeslike en geestelike. Watter een voed jy meer? Let wel, in 2 Konings 1 vers 8 word Elia beskryf as iemand wat 'n harige mantel en 'n leerband ook gedra het. Johannes is dus 'n nuwe Elia. Nie Elia homself nie, want Elia is opgevaar, hy het nie weer teruggekom aarde toe nie. Daar's al hierdie vals goed wat jy op die internet kry oor Johannes was nou weer Elia. Nee, hy het die gees van Elia. Dit was nie Elia se gees homself nie. Elia was maar net die instrument. Dit was Abba se asem wat in Elia was. Daardie selfde gees is in Johannes. Johannes is dus 'n nuwe Elia, soos wat Matteus 11 vers 14 sê. Iemand kom om die pad vir die Messias voor te berei. Die klere toon dat hy in die gees en krag van Elia optree, met dapperheid, eenvoud en profetiese roeping. Dit is die gees, dis dieselfde, dis Abba se gees wat in hom is, wat hierdie dapperheid, maar ook eenvoud en hierdie profetiese roeping wat Johannes gehad het. Met ander woorde, die kort beskrywing van sy leefstyl in die woestyn en sy klere wys dat Johannes die Doper was afgesonder. Hy was nie deel van die, kom ons sê, die hartklop van die wêreld oor die ching en die nuwe status en die dinge nie. Hy was afgesonder in die woestyn. Afgesonder, weet ons, is die woordjie in Hebreë kadosh wat heilig beteken. Hy was afgesonder van Abba Vader se werk. Van geboorte af, weet ons, was hy 'n Nazareer wat 'n Nazir in Hebreë is, wat sê hy's afgesonder met 'n skepingsdoel, met 'n purpose. En net so wil ek vir jou sê, Abba roep jou om heilig te lewe. Levitikus 11. Hy roep ons om heilig te lewe, want ek en jy moet afgesonder wees vir hom, vir die roeping wat hy nog altyd vir ons het. Dit simboliseer dat Johannes nie aan die stelsel van hierdie wêreld behoort het nie. Hy het nie behoort aan hierdie stelsel nie, maar geroep is tot die koninkryk van God. Hoor gou, Johannes het sy boodskap geleef, want sy uiterlike voorkoms was 'n lewende boodskap. Bekeer julle. Dit wat hy gedra het, was die boodskap. En die vraag is, dis vir my so mooi, is ek en jy besig om die Bybel te dra? Kan mense sien hoe ek en jy leef? Maak dit die manier hoe ek en jy leef ander honger? Johannes was 'n teken van afsondering, rou oor sonde en 'n roepstem tot 'n nuwe pad. Jy sien dit sommer in sy kleredrag. Dan sê die woord, Johannes eet sprinkane en heuning uit die veld.
So Johannes is totaal afhanklik van Abba Vader. Johannes eet nie kos van mense of uit restaurante of uit die stad uit nie. Hy leef van hoelies af, as ek dit in vandag se terme kan sê. Nie dat ek sê daar's fout om by hoelies moet my nie verkeerd verstaan nie. Hy leef van wat uit die natuur voorsien. Wat se prentjie skep dit vir ons? Hy lewe direk uit Abba Vader se hand. Sy dieet was baie eenvoudig, weens nederigheid, selfbeheersend en toegewyd. Want hoekom gee Abba Vader vir ons hierdie? Hoekom eet hy sprinkane en heuning? Dit is 'n prentjie van sy nederigheid, sy selfbeheersing, wat deel is van die vrug van die Gees, dat ons selfbeheersing moet toepas, en hy was toegewyd tot die roeping. Johannes het nie geleef vir sy eie gewin en plesier nie. Veldheuning verteenwoordig iets natuurlik, suiwer en onvermeng. 'n Beeld van die ware en onverdraaide woord van Abba Vader. Onvermeng, suiwer en uit Vader se troonkamer uit. Deesdae wil mense sê, maar ek het na die teaching geluister, ek het dit op YouTube en ek volg nou hierdie ou en ek doen dit. My vraag vir jou is Yeshua jou leer Rabboni? Want Yeshua sê Heilige Gees, hy sê nie Pietie of wie ook al jy volg, gaan jou kom leer nie. Hy sê Heilige Gees gaan jou kom leer. Heilige Gees gaan jou kom leer. Daarom het jy ook nodig om ingeplant te wees in 'n liggaam waar Abba Vader ook voorsien om voeding te gee. Maar hoeveel tyd spandeer ek en jy waar Heilige Gees ons kom leer en ons voed? Dan gee my sê, ja, maar ek het nie tyd nie. Johannes kon ook so geredeneer het, maar hy was toegewyd tot die roeping wat Abba Vader vir hom gehad het. Hy het homself gaan afsonder. Johannes verkondig die waarheid, ongefilterd, plein, bekeer julle. Hy sê dit reguit, ons gaan binnekort kyk, die byl wat hier in die boom staan, ons gaan kyk wat sê hy vir die Fariseërs en die Sadduseërs, in diepte. Hy verkondig die waarheid, uit die woestyn uit, ongefilterd en sonder versagting. Presies in die wyse hoe hy eet, rou heuning. Natuurlik, suiwer en onvermeng, net rou heuning. Hy vertel dit so, en dit is sy boodskap ook. Jy sien, sprinkane was hoofsaaklik die kos van die armes, want hy eet sprinkane ook. Rou heuning is, ek sal saam met hom dit eet, sprinkane? Sprinkane was hoofsaaklik die kos van armes, en sprinkane in die woord was 'n teken van oordeel, want dit was 'n plaag, soos in Egipte. Met ander woorde, Johannes eet wat nie gekweek of verhandel word nie. Hy leef teen die stroom op in sy samelewing, net soos wat sy boodskap teen sonde en korrupsie stroom op was. Sprinkane verteenwoordig oordeel en straf, net so verkondig Johannes oordeel en sonde, dat die byl gaan kom om af te kap. Johannes 3 vers 11, 12 tot 17. Praat hy met die Fariseërs en die Sadduseërs, ons gaan binnekort by daai boodskap kom. Heuning verteenwoordig genade, vreugde en voorsiening. Johannes verkondig Yeshua, die Messias is op pad, wat genade, voorsiening en verlossing bring, en as jy hom nie aanvaar nie, gaan daar oordeel wees. En dit sien jy in sy leefwyse, in die manier hoe hy leef. So Johannes se dieet dra dus beide aspekte van sy boodskap, naamlik, daar's 'n byl teen die boom, wat die sprinkane verteenwoordig, maar kom eet van die heuning van die woord, want Johannes en Esegiel sê, die woord is soos heuning in my mond, en dit is wanneer ons die woord bestudeer. Daarom kan die woord nooit ooit te veel wees nie. Ek en jy het nodig om meer en meer tyd. Wat so amazing is, as jy Israel toe gaan, veral in Jerusalem, jy kry kindertjies, hierdie Joodse seentjies met hulle swart pakkies en hoetjies op met die sideys wat so lank groei. Jy sien hulle op die straat, dan loop hulle met die Bybel. Ek weet nie, daai ouens, die Gees loop voor hulle, want hulle loop so en lees. Hulle kyk nie waar hulle loop, hulle kyk wat staan in die woord. Dis amazing. As jy op 'n treinstasie of in 'n bus of wat ook al is, hulle is die hele tyd in die woord.
Nie op hulle fone soos ons op Facebook en op al hierdie goeters nie. Hulle is in die woord. Hulle is in die woord. By ons het dit soos in as ek so 5 minute net die stof in die aand van my Bybel afvee en ek maak hom oop en ek ja, hierso. Hierso staan versterk die slap hande en maak die struikelende knie vas. Sjoe, ek wonder wat se boodskap het Abba vir my met dit. Nee, en dit is hoe ons ook. Ons wil teksverse so gaan uithaal en sê, kom ek gooi jou toe met teksverse en dan verkondig ek vir jou my evangelie, my woord. Nee, gaan lees daar in die konteks. Daar's baie dieper en dit is presies wat die Hebrew mindset is, as jy loop om en jy kyk die heeltyd. Wat leer Abba ons hierso? So baie mense het na Johannes toe gekom van Jerusalem af, van Judea en die hele Jordaan oorgewing. Waartoe het hulle na Johannes toe gekom? Woestyn toe. Johannes het nie na hulle toe gegaan nie. Hulle het na Johannes toe gekom want hy die woord gaan verkondig. Hy het die woord verkondig. Hoekom? Hoekom het hulle na Johannes toe gekom? Hulle het hulle sondes kom bely. Hulle was gedoop in die Jordaanrivier. En wat Johannes doen is, sy woord wat hy verkondig is in die woestyn, en in die woestyn is die beste plek, dit is waar, ons het gesien, die woestyn is waar Abba Vader ons roep, kom weg saam met my, come away with me, En dis hoekom sy boodskap uit die woestyn is Abba Vader. Hy was maar net die klankbord. Hy's 'n profeet in Hebreë, Naba, wat beteken hy's 'n spreekbuis, hy's 'n mikrofoon in Vader se hande. Abba praat deur hom. Come away with me. Kom bekeer julle, was julle, want die Messias is op pad. So in Johannes 1 vers 35 tot 37 staan. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. Hy het disippels gemaak en toe hy Yeshua sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Yeshua gevolg. En die vraag is ek en jy soos Johannes besig om disippels te maak wat wys na Yeshua toe sodat hulle Yeshua kan volg? Want dit is wat Johannes gedoen het. Buiten dat Johannes die afgesonderde was, buiten dat hy die waarheid verkondig het soos rou heuning, 'n aankondiger van Yeshua, die koning, het Johannes ook studente gehad. Wat hy geleer het om hulle self voor te berei vir die koms van die Messias. En ons het laas keer gesien, disippels in Grieks is die woordjie matateo, en dit impliseer nie net die oordrag van inligting nie. Hoor mooi. Om 'n disipel te maak is nie net om 'n WhatsAppie te stuur en 'n boodskap te stuur en te sê daar's 'n boodskap vir jou nie. Dit is nie net 'n oordra van inligting nie. Dis nie wat disipelskap is nie. Disipelskap is nie net eenmaal dan en wan. Hoorie, hoe gaan dit met jou nie? Dis nie disipelskap nie. Yeshua sê gaan maak disipels. Wat beteken dit? Wat beteken dit om disippels te maak? Dis nie net oordra van inligting nie. Dis matateo, daai disipelskap in Grieks, impliseer nie net die oordrag van inligting nie, maar ook die opleiding en vorming van iemand in 'n spesifieke leefstyl, 'n Shema leefstyl. Shema, Hebreë woord, hear, listen and obey. So dis die opleiding en die vorming. Hoe lei jy iemand op? Hoe lei jy iemand op wat by jou kom werk? Geef hom net boef, daar's jou nuwe werk, gaan gerus voort, figure die dinge uit en gaan. Partykeer kry jy dit, want as jy in die diepkant ingegooi word, moet jy swem. Maar hierdie wat Yeshua ons voorroep is opleiding, vorming. Jy moet iemand oplei, jy moet hom vorm om 'n spesifieke leefstyl, 'n Shema leefstyl te leef. Dit is hierso waar jy Abba Vader hear, listen and obey, oorgaan en Yeshua volg wherever he goes. Disciples in Hebreëus is die woordjie talmadim. Talmadim.
Talmudim se rootwoord is talmid, wat en dit kom van die wortelwoord lamat, wat beteken ook om te leer of te onderrig. En wat dit vir ons mooi, die prentjie wat dit skets is, as ek verduidelik hoe die antieke Jode gewerk het. Jy sien, in die antieke Bybelse Joodse wêreld was 'n talmid of student nie net iemand wat intellektuele kennis ontvang nie. En dis amper vir my so sad, want dis hoe die kerk vandag is. Ons maak disippels, kom net kerk toe en daar word 'n woord gegee en nou is jy reg vir die hele week. Dis nie disippels maak nie. In die antieke Bybelse Joodse wêreld was 'n talmid of student nie net iemand wat intellektuele kennis ontvang het nie, maar iemand wat die leefwyse, waardes en praktyke van sy rabbi, sy leermeester nagevolg het. Ek wil graag vra Andrew, laat ons weer na die tyd daai Rise liedjie sing, is so mooi. I will follow you everywhere. Jou leermeester, jy begin doen en sê en praat net soos hy. Kan jy verstaan hoekom Johannes se 2 disippels, Johannes verlaat het in Yeshua. Johannes was net die instrument om hulle te lei na Yeshua toe, net soos ek en jy instrumente, en moet my en jou leefwyse soos Johannes vir mense 'n voorbeeld wees. Ons boodskap moet mense in ons leefstyl kan kry. Om 'n talmid of 'n student of 'n disipel te wees, het behels om jou lewe te vorm na die voorbeeld van jou rabbi, jou leermeester. Dit het 'n sterk element van navolging en toewyding gehad. So hier is die groot verantwoordelikheid. As Yeshua sê gaan maak disippels, sê hy nie, hoor jy gaan leer hulle om te lewe soos jy nie. Nee, jou lewe moet lewe soos Yeshua se lewe. Jy moet leef soos Yeshua. En daarom sê Johannes die heeltyd, hy sê, meer van hom en minder van my. Mag julle in my raak sien, nederigheid. Want dit is 'n karaktereienskap van Yeshua, hy is sagmoedig, nederig. Mag julle in my raak sien, 'n afgesonderde lewe, 'n lewe met toegewydheid aan Yeshua, aan Abba Vader, aan die woord. Mense of studente het Johannes gevolg, want hulle wou by hom leer en sy voorbeeld volg. Wat 'n voorbeeld? Yeshua se voorbeeld. En daarom toe hy wys, daar's Yeshua, dis die een soos wie ek wil wees, want hy is God. Ek wil verander soos hy, toe los hy 2 disippels om. Hy het 'n oordrag gegee, en dit is presies wat ek en jy moet doen. Interessant, sommige van Johannes se disippels het later Yeshua gevolg. Dit sien ons hierso in Johannes 1 vers 35. Kyk, die lam van God, en een van hulle was Andreas, die broer van Simon Petrus. So Johannes se disippels het 'n belangrike rol gespeel in die oorgang van Johannes se bediening na Yeshua se. En presies soos Johannes se missie bedoel was om vir Yeshua die pad voor te berei. Alles in Johannes het die aankondiging gemaak van sy Messias. En net so moet ek en jy 'n leefwyse leef wat vir ander kan wys, maar ons Messias is op pad. Nou meer as ooit van tevore moet ons soos Ester deur 'n reinigingsproses gaan. Hoe was ons? Hoe gaan ons deur 'n reinigingsproses? Deur die waterbad. As die woord die stort is, die waterbad van die woord. Ons het meer as ooit nodig om die woord te bestudeer. Ons het nodig, soos Ester. Ester het voorberei vir haar koning. Ek en jy moet voorbereid wees, want ons koning is op pad. Johannes die Doper het 'n roeping gehad, en ek en jy het 'n opdrag. Die opdrag wat ons Messias vir ons gegee het, Matteus 28 vers 19, waar Yeshua sê, gaan dan heen. Gaan. Met ander woorde, kom oor in aksie, maak disippels, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Yeshua leer ons, as ons sy opdrag ernstig sal opneem om disippels te maak, moet ons Yeshua, soos Yeshua, die heeltyd die gedagtes hê wat Yeshua gehad het. Ons moet die heeltyd die gedagtes hê soos wat Yeshua gehad het. Wat was die heeltyd in Yeshua se gedagtes? Ons het laasweek daarna gekyk. Wat was die heeltyd in Yeshua se gedagtes? Sy eie welsyn? Waar hy sy kop neer lê? Hy sê jakkalse en voëls en so het hulle nesse, maar die seun van God het nie eers 'n plek om sy eie kop neer te lê nie. Wat was Yeshua se gedagtes die heeltyd? Ek en jy.
selfs net voor hy gekruisig word, bid hy vir my en jou. Nie oor sy eie smarte waardeur hy gaan, deur sy eie, dit waardeur hy gaan nie, hy bid vir my en jou. So hoekom het Yeshua mense die heeltyd in sy gedagtes gehad? Want hy het geweet dis Abba Vader se hart. Hy het geweet dis Abba Vader se hart. Yeshua het die hart van sy Vader geken. En Abba Vader se hartsbegeerte was nog altyd jy. En dit is hoekom Johannes dit ook verkondig. Hy het verstaan wat is Vader se hart. Hoorie, julle moet julle bekeer, want die Messias is op pad. As jy jou nie bekeer nie, wat is die gevolg daarvan? As jy jou sondes nie begeer nie, wat is die gevolg daarvan? Ewige dood, die hel. So Yeshua leer ons dat as jy besorgd is oor mense, dit is wat Yeshua se gedagtes is oor mense. En ek en jy wil soos Yeshua wees, want ons is mos sy studente. So ons het nodig om ons dosente, ons disippels wat Abba Vader vir ons stuur, te leer dat jy moet leeg raak van jouself om besorgd te raak oor ander. Nommer 2, Yeshua het die realiteit van ewigheid geken. Yeshua hy was besorgd oor mense, mense was in sy gedagtes, omdat dit Abba Vader se hart is, en die tweede ding is, die realiteit van die ewigheid geken. Johannes het ook die tyd van ewigheid geken, en ons gaan kyk binnekort oor die byl wat afgekom. Hy het die realiteit van die ewigheid geken. En ons het nodig om hierdie perspektief aan mense te verkondig. Jy het nou 'n geleentheid, jy het die keuse om te maak, hemel of hel. Jy kan nie later eendag sê, yes, as ek nou maar net gedoen het nie. Kan jy vir 'n oomblik dink, die wegraping vind plaas en jy sê net, ek weet nie hoekom het ek myself so besig gehou in hierdie wêreld, hoekom het ek toegelaat dat al hierdie dinge my tyd speel, dat ek nie tyd by my koning, dat ek hom nie ken nie. Dat ek hom nie ken nie en hy my nie ken nie. Want ek het nooit hom eerste prioriteit in my lewe geplaas nie. Kan jy dink daardie spyt, wat jy gaan vir ewigheid in die hel wees? As Yeshua so ernstig daaroor gepraat het, oor hemel en hel, hoekom doen ons as sy disippels nie? Johannes het dit vir sy disippels geleer, want hy sê reguit vir die Fariseërs en Sadduseërs, as jy nie die vrug van die Heilige Gees dra nie, word jy afgekap deur 'n byl. Hoekom nie mense wen vir die koninkryk van Abba Vader, terwyl ons kan nie? Hoekom nie disippels maak nie? So Johannes die doper is 'n stem in die woestyn. Hoekom nie soos Johannes die doper 'n stem in die woestyn wees, wat verkondig, hoorie, Yeshua is op pad. As jy nie nou die keuse maak nie, daar's hemel en hel. En partykeer, ons stoei so lank daarmee, ons stoei so lank om iemand die boodskap te kry, miskien moet ons net vir hulle die werklikheid vertel van die hel. In liefde. Die hel, party mense verkondig, dis sommer net 'n gedagte. Die hel is 'n plek van vuur. Dis 'n plek van ongelooflike hitte. Numeri 16 beskryf die woord van Abba Vader hoe 'n groepie mense ingesluk is deur die verderf, ingesluk is deur die doderyk in die hel. Dis 'n werklikheid, dis 'n plek. Die aarde het oopgeskeur en die mense het al hulle besittings ingesluk in die doderyk, in die hel. En die aarde het weer toegemaak, weggevee van die aarde af. Want dis 'n plek. Dis 'n plek van ewige vuur. Vra maar vir die ryk man, want Lazarus, Yeshua vertel 'n ware storie van Lazarus wat by Abraham se boesem gegaan het en die ryk man wat in die hel is. Daardie ryk man wat in die hel was, het al 5 sintuie in die hel beleef. Hy kon hoor, hy kon ruik, hy kon sien, hy kon proe. Hy het al 5 sintuie het hy beleef binne in die hel. En hy sê, kan ek net 1 druppel water op my tong kry? 1 druppel. Wat verteenwoordig water? In die woord? Yeshua. As ek net besef het, dan sê daardie ryk man, as iemand net kan gaan en vir my broers en almal kan gaan vertel. Dan nou dink hy aan disippelskap. In die hel. Nou dink hy aan die boodskap, die opdrag wat Yeshua gehad het. Gaan maak disippels. Hy sê, as iemand net kan gaan en my broers vertel, hoorie, dit was jou opdrag gewees. As 'n disipel. Nou wil jy iemand anders stuur. Dit was jou opdrag. Toe sê Yeshua vir hom, as hulle nie die
die wet en die profete, reg hierdie woord, wet verteenwoordig die Torah, die eerste 5 boeke, die profete, die res van die Ou Testament. As hulle nie die wet en die profete na geluister het nie, hoekom sal hulle luister van iemand wat uit die dode uit opgestaan het? Yeshua vertel het. Dis 'n plek wat voorberei is. Die hel is 'n plek wat voorberei is. Dis 'n genuine plek vir Satan en sy trawante en elkeen wat hom volg. Yeshua sê in Markus 9 vers 48, as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dis so ernstig. As jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. As die begeerlikheid van die fees, die begeerlikheid, die grootsheid van die lewe en die begeerlikheid van die begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oog en die grootsheid van die lewe vir jou te belangrik geraak het, pluk dit uit. Maak seker. Dit is beter vir jou om met een oog in die koninkryk van God in te gaan as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. As jy stoei met al hierdie wêreldse goeders, hierdie netwerke, doen alles in jou vermoë. Doen alles in jou vermoë om moet jy self jou oog uithaal. Om nie te sien nie. As jou oog jou lei om in die verderf in te gaan. Voor jy in die helse vuur gewerp word. En dan sê hy, hoor gou wat sê Yeshua, dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Het jy geweet, buiten dat daar vuur in die hel is daar wurms. Nou ek het al 'n hele studie daaroor gedoen, dit is wurms wat oor 1 meter lank is. Jy gaan saam met hulle daar in die vuur wees. Wurms wat nie sterf nie. Gaan daar wurms in die hel wees? Ja. In hierdie warm plek waar 'n wurm nie doodgaan nie. Die woord leer ons want daar is ook elkeen te pynig wat nee gesê het. Daardie wurms is daar en daardie vuur is daardie destiny, is daardie plek wat voorberei is vir die wat niks weens sonde, want die loon van die sonde se loon is die dood. So die hel is 'n werklike plek. Miskien het ons nodig om net daai werklikheid vir mense te vertel. Jy het nou keuse. Want die ryk man sê, in die hel, sê hy, kan iemand net gaan en my broers gaan vertel. Hoorie ou, dit was jou opdrag gewees. Dit was jou opdrag. Dit is die opdrag wat Yeshua gee, gaan maak disippels, gaan leer hulle oor die hemel, die hel, gaan leer hulle die Torah om dit te onderhou, gaan leer hulle die profete, gaan vertel, verkondig hulle die evangelie, die een wat wel uit die dode uit opgestaan het en wat die woord is. Die derde rede hoekom Yeshua mense die heeltyd in sy gedagtes gehad het was, Yeshua het geweet wat is die potensiaal in mense. En net so het ek en jy ook nodig om te weet. En daarom het ek en jy as Abba Vader 'n disipel op jou pad stuur om 'n disipel te maak. En jy sal weet, as jy vir hom vra, Abba, ek wil disipels maak, leer my, dan gaan hy iemand op jou pad stuur en dan gaan hy vir jou sê, daar's jou disipel. Dan gaan jy daai disipel in jou dagboek moet neerskryf. Donderdag middag 4:00 gaan jy daai disipel bel of tyd saam met daardie disipel spandeer, want Yeshua het tyd saam met sy disipels spandeer. Hoekom stuur Abba Vader daardie disipel op jou pad? Want hy het potensiaal. Oom Angus Bakken het 'n persoon gehad wat hom geleer het. En as daardie persoon nie die potensiaal in Angus raak gesien het nie, was daar duisende manne in Suid-Afrika wat nie tot bekering gekom het. Ek en jy het nodig om te weet dat as Abba Vader iemand op jou pad stuur, dan hoef jy dit nog nie raak te sien nie, maar jy moet weet dat Abba Vader beag hierdie persoon baie belangrik en sien die potensiaal in hierdie persoon. Daar's potensiaal. Yeshua het meer geweet van elke persoon se potensiaal as wat enige iemand ooit geweet het. In Lukas 19 vers 2 tot 7 staan daar:
En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Yeshua te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en 'n wilde vye boom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Yeshua by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. So buiten dat jy donderdag 4:00 'n afspraak het om eider jou disipel te bel om te hoor hoe gaan dit, kan ek bid vir jou, waaroor kan ek vir jou bid, hoe gaan dit by die werk, hoe gaan dit met jou kinders, hoe gaan dit met daai situasies, nooi hom na jou huis toe. Of gaan na sy huis toe. Jy sien baie vinnig wat gebeur as jy na iemand se huis toe gaan. Wat is besig in sy omstandighede? Yeshua sê, ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom net blydskap, hy het vir Yeshua met blydskap ontvang, en toe almal dit sien, het hulle gememoreer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Disippels maak is nie noodwendig iemand wat jy kry wat al die pad stap vir 15 jaar nie. Dit kan 'n sondaar wees. Yeshua het. Dit was 'n ryk man wat mense ingedoen het. Is dit nie amazing hoe insluitend Yeshua was nie? Of jy ryk man, 'n arm man, 'n welbekende, 'n vergetende, 'n siek of gesond was, Yeshua het almal ingesluit en het nie geskroom om te stop om kinders van Abba Vader te wen vir sy koninkryk nie. As Yeshua nooit te besig was om disippels te maak, om mense te wen, maak nie saak wie jy is nie, vir die koninkryk van Abba Vader nie. Hoekom is ons te besig? Ek meen as ons koning nie te besig was nie. Hoekom het ons ewe skielik te besig geraak? Hoekom is ons te besig om by kollegas te vertel van dit wat Abba Vader in ons lewens doen? Hoekom is ons te besig om mense, disippels te maak en te wen vir Abba Vader se koninkryk? Hoekom is ons meer gefokus op die standaard van lewe wat ons lewe, as wat ons is om disippels te maak? Hoekom is ons te besig om disippels te maak? Yeshua was nooit te besig nie vir Abba Vader se koninkryk. En net soos ek en jy ook veronderstel om soos Yeshua te wees. Ek en jy's nood soos Johannes die Doper wat in sy kleredrag en sy leefstyl sy disippels gemaak het, hulle kon sien sy nederigheid, sy afsondering. En die teksvers wat ons so baie aanhaal is Openbaring 12 vers 11. Die disippels wat Yeshua gemaak het, hulle het die vyand oorwin deur die bloed van die lam, die prys wat Yeshua betaal het, en deur die woord van hulle getuienis. En tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. Jy sien, ons oorwin die vyand as ons getuig van Abba Vader, as ons nie te besig raak vir enige persoon wat Abba Vader op ons pad stuur om 'n disipel te maak. Ek wonder net wat gebeur. En dit het in my lewe gebeur. Waar ek weet, Abba het mense op my pad gestuur. En ek was te besig. En 2 van daardie persone is al dood. 2 van daardie persone. Een van hulle het ek regtig probeer, maar ek het opgegee want die persoon wou net nie aanhou. Hy het net aangegaan in sy wêreldse lewe. Daai boekie, daai dagboek 4:00. As ek aangehou bel het, aangehou bid het. Die ander persoon het ek net nooit by uitgekom nie. En ek wil nie uitmis op een disipel wat Abba op my pad stuur om 'n disipel te maak. Want sien, ons oorwin die vyand as ons getuig van Abba Vader. As ons nie te besig raak vir enige siel wat Abba Vader op ons pad stuur om 'n disipel te maak nie. Jy sien, dit maak nie saak waar 'n persoon vandaan kom of waar deur hy is of wat hy verkeerd gedoen het nie. Ons het nodig om daardie persoon te sien soos wat Yeshua na hom kyk. Hoe het Yeshua gekyk na die vrou wat egbreek gepleeg het? Met barmhartigheid, deur die oë van Abba Vader. Dit is 'n kind, dit was 'n dogter van Abba. Hy het haar nie veroordeel nie. Hy het vir haar gesê sondig nie meer nie.
Dit was ook 'n plek vir wie Yeshua gesterf het aan die houtkruis. Elke persoon wat ek en jy ontmoet, is ook 'n persoon vir wie Yeshua gesterf het. Yeshua het ook vir hom en vir haar die volle prys betaal. So hoor gou wat sê Saggeus toe vir Yeshua in Lukas 19 vers 8. Here, terwyl hy op pad is saam met Yeshua na sy huis, toe sê hy, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Hierdie man kom dadelik. Yeshua het nog nie eers iets verkondig nie. Yeshua het net gesê ek kom na jou huis toe. Daardie barmhartigheid, daardie liefde. Yeshua het net gesê ek kom na jou huis toe. Wat sal gebeur as jy na die disippels wat Abba Vader op jou pad stuur, sy huis toe gaan? Nee, ja, ek het nie vervoer nie. Nee, ja, ek het nie petrolgeld nie. Nee, ja, ek gaan nie werk afkry by die werk nie. Ons het al die verskonings. Yeshua sê maak disippels. Ons sien Yeshua het na 'n disipel wat hy gemaak het sy huis toe gegaan. Nee, maar Jesus, Abba, ek weet nie, ek is net te besig, ek het dit en dit en dit. Dit was die laaste week 'n geweldige stoei in my hart. Sê Abba, maar as ek nie dit en dit en dit doen nie, dan gaan ek nie by dit uitkom nie. Doen soos Yeshua. Hoor wat sê Saggeus toe vir Yeshua. Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Met ander woorde, Yeshua het hom eers begin praat en hom reggestel, geoordeel, niks nie. Yeshua sê net ek gaan saam met jou huis toe. En op pad huis toe sê Saggeus, Here, ek gee vir die armes. Met ander woorde, hoe maak ek 'n disipel? Gaan. En Abba se teenwoordigheid met jou gaan daardie persoon aanraak. Want priesters is veronderstel om Abba Vader se teenwoordigheid te dra op hulle skouers. So as jy al wat jy hoef te doen is gaan spandeer tyd saam met daardie persone en check wat doen Abba. Gaan check wat doen Abba. Hy sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes en as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Restituisie. Yeshua het nog niks gesê nie en hierdie man Saggeus is soos in, ja, ek wil my lewe regkry, want ek sien dit. Hy het nog niks gesê nie, maar ek sien die teenwoordigheid van God. Dink daaroor. Wie anders as Yeshua kon vrygewigheid in 'n gulsige persoon raak sien? Miskien moet ons vra vir Yeshua om te kyk soos wat hy kyk. Almal het Saggeus gesien as 'n ryk, gulsige persoon. Iemand wat ons so indoen, ons is almal kwaad vir Saggeus. Maar Yeshua het hom gesien as 'n vrygewige kind van Abba Vader. Yeshua het die potensiaal van Saggeus gesien. Net so, wie anders as Yeshua kon suiwerheid in 'n vrou wat deur 7 demone gevul is? Wie anders kon suiwerheid in Maria Magdalena sien as die prostituut? Wie anders as Yeshua kon vrymoedigheid in Petrus sien as hierdie verwarde en persoon wat net spreek wat ook al in sy kop kom? Yeshua. Miskien as ek en jy begin dink soos Yeshua, kan ons verby ons opinies oor daai persoon, ag nee, daai persoon se mond gaan daai persoon gaan nooit 'n disipel wees nie. Jy sien, ons wil disippels maak en dan dink ons, okay, hier kom my pakkie. Hy sal klaar amper so perfek. Ek hoef so min as moontlik effort hier in te sit. En hy gaan 'n great disipel word. Nee, disippels maak verg opoffering. Dit verg tyd. Dit verg liefde. Dit verg 'n leegte van jouself. Want dan kom vul hy jou met jou liefde en jy gee net Abba se liefde oor aan die persoon en liefde changes everything. As jy in die teenwoordigheid kom van liefde, verander dit alles. Saggeus het liefde in die oë gekyk en het sy hele lewe verander. Miskien as ek en jy vra my, Abba, maak my leeg van myself, vul my met daardie geset liefde van die Yeshua liefde, gaan jy net by mense kom, jy kan met Tjoepstil bly, jy kan net as 'n priester van Abba, 'n priester van Yeshua, want hy is ons hoëpriester, en hy roep ons as heilige priesterdom, 1 Petrus 2 vers 9, om te verkondig,
Die deugde van hom wat ons uitgeroep het uit die duisternis tot die lig. Al wat ek en jy hoef te doen is hoe Abba my gelei het vanuit die duisternis na die lig toe. En ek hoef eers 'n woord te sien nie. Die persoon gaan Abba se teenwoordigheid in my lewe raak sien en dit changes daardie persoon. Want as jy liefde sien in 'n donker wêreld soos hierdie wêreld waarin ons lewe, as jy liefde sien, sien jy Yeshua, want hy is liefde. Yeshua het die potensiaal in mense gesien. En het nie mense geoordeel soos wat ons as mense oordeel nie. Die vraag is, hoe sien Yeshua, hoe kyk Yeshua na my en jou? Want ja, die wêreld en mense label ons, maar Yeshua sien die potensiaal in jou. So hoor gou, wie anders as Yeshua kan die potensiaal in my en jou raak gesien het? Weet jy wat dink Abba Vader as hy na jou kyk? Abba Vader dink, alles is moontlik, maak nie saak hoe ver jy van die pad af gegaan het nie. Alles is moontlik. Ek is 'n voorbeeld. Ek het ver van die pad af gegaan en gelewe vir die materialistiese goed in hierdie wêreld. En Abba Vader het my kom haal. So Abba Vader dink alles is moontlik. Alles is moontlik. Abba Vader, hy sê, Yeshua sê in Markus 10 vers 27, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Daar's geen limite op jou of enige persoon nie. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie, hoeveel dinge jy al verkeerd gedoen het nie, of hoe vasgedraai jy in slawerny was nie. Al wat ek en jy, wat hy roep en gaan maak disippels is, vat my teenwoordigheid in daardie persoon se teenwoordigheid in. Want jy is mos my priester, dra my teenwoordigheid in sy teenwoordigheid in. En kyk wat gebeur. Want ons wil graag weet, maar wat moet ek doen? Wat moet ek? Jy hoef niks te doen nie. Vertrou Abba, dat jy gaan 'n voorbeeld wees van Abba se liefde. Nie 'n voorbeeld wees van oordeel nie. So daar's geen limite op jou of enige persoon nie. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie en hoeveel dinge jy al verkeerd gedoen het nie of hoe vasgedraai jy in slawerny was nie. Dit maak nie saak nie, want met die krag van Abba Vader is enigiets moontlik. By Abba Vader is daar geen limite nie. Maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie. Hoe mooi is Mitchell se getuienis wat hy verkondig weekliks aan mense. Jy weet, baie kere dink ons, maar daai persoon is heeltemal te ver van die... Nooit, niemand is te ver van die pad af vir Yeshua om hom te gaan haal nie. Maak nie saak hoe vas iemand in slawerny is nie. As ek en jy net die persoon na Abba Vader toe kan lei, as ons net kan gaan disippels maak, kan Abba Vader die onmoontlike doen. Jy kan van hom 'n disipel maak, hom doop en alles leer. Jy kan. En hier is die vraag is, het jy al? Het jy al iemand wat niks, wat van die pad as al 'n disipel gemaak? Het jy hom gedoop en is jy besig nog om hom alles te leer? En, nog 'n vraag, is hy besig om disipels te maak? Is sy besig om disipels te maak? Yeshua het sy disipels geleer, sy disipels het disipels geleer. Stop dit hier by my en jou? Of maak ons disipels? Is dit nie hoekom duisende mense om by Yeshua wou wees nie? En om wou volg nie? Dink daaroor, Abba Vader se seun het sy koninkryk verlaat en mens geword, selfs as Johannes die Doper, daai nederigheid afgesonder, hy was so nederig, Yeshua het sy koninkryk verlaat en hy het mens geword en sondaars en tollenaars soos Saggeus wou by Yeshua wees. Hulle wou hom sien. Jy sien, ongelukkig is daar 'n statistiek wat sê, hoe langer jy gered is, hoe minder begin jy te getuig. Dis 'n statistiek in die kerk wat 'n opname is, hoe langer jy gered is, hoe minder begin jy te getuig. En hoe minder mense wen jy vir die koninkryk van Abba Vader. Is dit nie veronderstel om andersom te wees nie? Is dit nie veronderstel om te wees, hoe meer jy indruk in intimiteit by Abba Vader, hoe meer wil jy getuig van sy liefde nie? Saggeus was kort. Hy het
Hy het baie mense ingedoen. Maar Saggeus en elke een daar buite het 'n soeke na liefde. Elke persoon daar buite het 'n desperate soeke na liefde. Hoe gaan ek my man wen vir die koninkryk van Yeshua? Hoe gaan ek hom disipel? Liefde. Liefde. Don't give up. Ek het 'n tannie wat saam met ons Bybelstudie gedoen het. Ek gaan nie name noem nie, maar sy het 25 jaar van 'n man gebid wat 'n alkoholist was. Sy het hard vir hom gebid en dan elke keer terwyl hy besig is om te drink, al sommer vroeg in die oggend as sy vir hom bid, dan het hy sommer vir haar geantwoord na die gebed. Thank you Susie. Dan is hy al besig met sy eerste vodka, tweede vodka. Hy het elke keer vir haar dankie gesê soos wat sy vir hom bid. 25 jaar. En sy het een Sondag kerk toe gegaan. Sy het by die huis gekom. 11:00. Gewoonlik het hy teen daai tyd al 'n paar vodkas in. Toe sit hy met met trane so dik in sy oë. Trane so dik in sy oë. Toe sê hy, Susie, my whole life just changed this morning. I had a meeting with the king, with your king. And I stopped drink today. 25 jaar. 25 jaar het sy aangehou bid. Dis wat dit vat om disippels te maak. Dis 'n ophou, aanhou. Bid vir daardie persoon, opvolg op daardie persoon. Saggeus was kort, maar dit het hom nie gestop nie. Elke persoon diep hier binne het 'n verlange na hulle soek met alles in hulle. Maak nie saak iemand wat 'n alkoholist is, iemand wat op drugs is, het 'n soeke na antwoorde. Het 'n soeke na liefde. En as ons mense begin raak sien soos wat Yeshua na mense kyk. Jy sien, wat gebeur as jy in die koning van alle konings se teenwoordigheid kom? Wat gebeur as Yeshua, want as ek en jy die takke is in die wingerdstok, dan lewe Yeshua in my en jou. En wat gebeur as iemand wat so ver in sondes is, in die teenwoordigheid kom van die koning? Daardie persoon verander na die volle potensiaal wat Yeshua in hom sien. Saggeus het verander toe hy teenwoordigheid kom van Yeshua. En ek en jy is die priesters, en die priesters se verantwoordelikheid was om die verbondsark te dra op hulle skouers. Dis hulle verantwoordelikheid. Ek en jou as disippels van Abba Vader se verantwoordelikheid is om Abba Vader se teenwoordigheid te vat daar waar daar 'n honger is, daar waar daar 'n behoefte is. Jy verander na die volle potensiaal wat hy in jou sien. As jy soos jy verander na die volle potensiaal wat hy in jou sien en jy sê dan ook so Saggeus, Here, kyk die helfte van my goed gee ek vir die armes. Ek worry nie meer oor die aardse goeders nie. Jy raak mens gefokus. Want wat doen Saggeus? Toe hy in die teenwoordigheid kom van Yeshua, hy los sy wêreldse goeders en ewe skielik raak hy mens gefokus. Want hy sê ek sal 4-dubbel gaan regmaak. Jy raak mens gefokus, net soos Yeshua, want Yeshua is mens gefokus. So kan ek jou vra, is jy mens gefokus? Want dit is die gesindheid van Yeshua. As Yeshua binne in my en jou is, dan is die vrug wat ek en jy dra, ons besorg deur mense. Wie weet jy wat siek is? Het jy al gaan besoek? Nee, maar ek is te besig. Saggeus was ook baie besig. Die koning van die heelal het 'n ompad gevat, net om die vrou by die put te ontmoet. Hy raak mens gefokus, net soos Yeshua. As Yeshua gefokus was op mense vir die koninkryk van Abba Vader, hoekom is ons nie? Yeshua het geweet wat was die potensiaal in mense. Yeshua het meer geweet van elke persoon se potensiaal as wat enige iemand ooit geweet het. En dalk dink jy by jouself, ja, ek weet Yeshua het mense die hele tyd in sy gedagtes gehad vir die koninkryk van Abba Vader, maar ek is nie Yeshua nie. Dalk sê jy dit. Wel, dan
dan het jy nog nie Yeshua aanvaar nie. Want in Johannes 17 sê Yeshua, Abba Vader, in sy gebed, net voor hy gekruisig word, sê hy, Vader, soos wat U vir my gestuur het, om disippels te maak, so stuur ek hulle uit. En ja, ek en jy is nie Yeshua nie, maar hy is in ons. En ons het sy gedagtes volgens Abba Vader se woord. Wanneer die tak abides in die wingerdstok, dan leef hy in ons en ons in hom. En dan kom verander hy ons gesindheid. Kyk wat gebeur met Saggeus, toe hy Yeshua ontmoet het, is hy dadelik bekommerd oor die wat hy ingedoen het. Hoe sê ek jou gedagtes word soos Yeshua se gedagtes? Hoe kan ek dit sê? Wel, dit staan in die woord, 1 Korintiërs 2 vers 16. Ek gaan vir jou die King James version lees. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct me? But we have the mind of Christ. As jy abide in die wingerdstok, dan gaan jy dink soos Yeshua. En as jy leeg raak van jouself, en hy kom vul jou, gaan jy besorgd raak oor mense. So wat is altyd in Yeshua se gedagtes? Mense. En ons het die gedagtes van Yeshua. So oral waar ons as kinders van Abba Vader gaan mense in ons gedagtes wees. O, het jy seer? Het jy siekte? Kan ek vir jou bid? Yeshua sê in Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So, hoe kan ons seker maak dat ons die opdrag gaan doen wat Yeshua vir ons gegee het? Hoe kan ek en jy, waar begin ek en jy? Waar begin ons? Hoe maak ons disippels? Want Yeshua se opdrag is, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. Dis kort weergawe. So as ons na hierdie woorde of hierdie opdrag van Yeshua kyk, dan sê hy, maak disippels. Dis soos 'n pastoor wat verduidelik, om te gaan is die taak van alle gelowiges. Dis om op te staan en te gaan. Te gaan. Begin. Doen. Praat, verkondig, gaan, is die taak van elke gelowige. Het sy in die straat is waar jy woon, het sy of dit oor die oseaan is, maak nie saak nie. Yeshua sê ook in Matteus 10 vers 7, ek gaan preek. Hy sê gaan, maak disippels, en dan in Matteus 10 vers 7 sê hy, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Gaan verkondig dit. Yeshua sê ook in Lukas 10 vers 3, gaan dan. Kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Met ander woorde, dit gaan heeltemal uit jou gemaksone wees. Want watter lammer wil tussen wolwe gaan? Dit gaan heeltemal uit jou gemak wees. Jy gaan voel, maar ek het nie die potensiaal nie, ek het nie dit nie, wat van as hulle my opeet en as ek nie genoeg kennis het nie, en jy gaan al hierdie goeters hê, maar Yeshua sê, kyk, ek stuur jou soos lammers. Ek stuur jou soos lammers onder wolwe. Yeshua maak dit duidelik dat ons moet gaan. So wat verwag ons? So hoe kan ek en jy Yeshua se opdrag opvat? Waar begin ek? Waartoe gaan ek? En ek wil net kortliks 'n praktiese 1 of 2 of 3 praktiese voorbeelde gee van hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? Eerste persoon is, as jy onseker is en jy wil 'n disipel maak en Abba stuur iemand op jou pad. En jy voel, maar ek het nog nie al die vermoë om met daardie persoon nie. Nooi hom. Nooi hom. Johannes het almal woestyn toe genooi. Jy sien, daar is verskeie voorbeelde in Abba Vader se woord van mense wat nie evangeliste was nie, maar hy het mense genooi. Vat 'n voorbeeld, daardie ompad wat Yeshua gevat het toe hy die Samaritaanse vrou ontmoet het by die put. Dit was 'n ompad. Dit was nie die pad wat hy wou gevat het nie. Hy het 'n ompad gevat want hy het geweet as hy 12 uur by die put is, ontmoet hy hierdie vrou. Hierdie vrou ontmoet vir Yeshua. Nadat sy van Yeshua se lewende water gekry het, kon niemand haar stop.
om die hele dorp te nooi na Yeshua toe nie. So ek kan mense gaan nooi. Kry vir jou tafel met stoele en nooi jou disippels wat Abba op jou hart sit. Bid tot daai stoel vol is, tot daai persoon kom, dat hy die woord ontvang. Dis 'n begin, dis 'n voorstel. Dit staan in die Bybel. Hierdie Samaritaanse vrou al wat sy geweet het is, hoorie, hy het my dors geles, hy is die lewende water. Al wat ek vir jou sê is, kom saam met my, kom ontvang die lewende water. Kom ontvang die woord van God. Nadat sy van Yeshua se lewende water gekry het, kon niemand haar stop nie. Johannes 4 vers 28 tot 30, die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan. Sy het gaan. Nadat sy in Yeshua se teenwoordigheid het sy dadelik opdrag gedoen. Sy kon nie stil bly nie. Sy het dadelik mensgesentreerd geraak. Dit wat Yeshua se ingesteldheid was, het hare geword. En sy het vir die mense gaan sê, kom kyk 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Hy is nie miskien die Messias nie. Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. So miskien, as jy nog geen disipel het, vir donderdag 4 uur geboek in jou dagboek om 'n tyd af te staan nie, begin om te sê, Abba, wie kan ek hierdie week nooi? Wie kan aan tafel saam met my kom sit, waar ons in die woord tyd spandeer? Wie kan langs my kom sit, waar ons luister na die woord? Hierdie Samaritaanse vrou kon nie stil bly na haar ontmoeting met Yeshua nie. En het vir almal vertel, sy die Messias raak geloop. Ek het die lewende water, hierdie is die woord. Wanneer ons die woord bestudeer, dan sit ons by sy voete. En dan kom jy ook in die teenwoordigheid, want ons kom as gelowiges by mekaar, en daar is Abba Vader se teenwoordigheid. Dit staan so reg deur die psalms. So, as ek en jy besorgd raak soos Yeshua oor mense, gaan ons van ons hê, hulle nooi en hulle inbring in die teenwoordigheid waar Abba is. Dis waar gelowiges by mekaar kom. So kan ons 'n groot impak maak in die mense se lewe deur om net mense te nooi na 'n plek toe waar hulle woord kan ontvang. En veral as jy hulle in 'n houtkruis te nooi, hoekom het julle kerk op 'n Saterdag? Dan is daar 'n klomp vrae. Hoekom praat hy van Yeshua? Maar Abba plant daai saad. Al kan jy nog nie. Al is dit vir jou nog ongemaklik om met mense te praat en kan jy hulle nie nooi na Yeshua, kan jy hulle nog steeds nooi na Yeshua familie toe waar hulle liefde kan ervaar. Nou ek wil jou uitdag. Kom ons vat 'n stap van geloof en nooi iemand na 'n plek waar hulle Abba Vader se liefde kan ervaar. Daar's honger mense daar buite. Daar's honger mense. Toe ek die hardste geval het in my lewe, dit het 'n Dinsdagoggend gebeur en ek het myself gegee, daardie selfde naweek, toe nooi my broer my na 'n kamp waar ek saam met hom Angus, en daar het Yeshua my so aangeraak, dat toe ek terugkom by die huis, toe sê ek vir Marika, my hele lewe het nou verander. Wat as ek en jy net soos my broer my genooi het? Dankie Abba, dat U my broer gekry het, om my te nooi, waar liefde was. Wat as ek en jy, iemand daardie, wat op pad hel toe is, kan nooi in die teenwoordigheid waar hulle liefde kan ervaar. Een ding wat mense sê, wat ek altyd so waardeer as ek nuwe mense ontmoet, gisterand 'n meeting gehad met mense wat nuut is in die kerk. Toe sê hulle die eerste ding wat hulle wil sê van Houtkruis is, toe hulle instap, was daar soveel liefde. En dit sê net vir my een ding, want Abba is liefde. His presence is here. Why not invite the world into His presence? Want dis nie ons nie. Hy is liefde. So as mense instap in die kerk, wat hulle ervaar is liefde. Hulle ervaar Abba se teenwoordigheid. En hoekom wil julle nie? Saggeus het net 'n paar minute in Yeshua se teenwoordigheid gekom wat liefde is, en dit sy hele lewe verander. Jy sien, 'n ontmoeting met Yeshua is nie iets wat jou binne in jou, jy kan dit nie in jou hou nie. Jy wil die wêreld vertel soos Matteus, en dis iets wat jy voel die wêreld moet ook hoor. Toe Yeshua vir Matteus geroep het, toe wou hy almal nooi.
Maar om die wêreld te kan vertel, moes ek Yeshua ontvang het soos Matteus wat my bemagtig. Ek moet self, as ek 'n disipel wil wees van Yeshua, moet ek self, Yeshua moet in my leef. Hy moet in my wees. En dit is deel van die vrug wat ons dra. As Yeshua in ons is, gaan ons die ingesteldheid hê van Yeshua. Om die opdrag wat Yeshua vir ons gegee het te gaan verkondig. Gaan dan heen, maak disipels. Om hierdie opdrag te doen, moet ons beskikbaar wees. En moet ons diensbare harte hê. En oor ons self kom, wat gaan die persoon sê as hy nou by ons kerk kom, want ons kerk is nou nie gewoond waar hy is nie, en wat gaan, nee, just invite him. Hou op, worry oor jou eie ek en jou selfgesentreerdheid en wat mense van jou dink. Just bring him into the presence of God. Abba Vader leer ons metodes. Ek gaan nog een metode wat Abba ons in die woord leer, as ons volgende keer verder kyk, maar die tweede metode wat Abba Vader ons leer in sy woord oor hoe ons disipels kan maak is ek noem dit die elevator approach. Dis waar jy saam met iemand in 'n wat 'n elevator? Huisbak vas is nie, hier gaan die huisbak deure toe en boef, hier sit julle vas tussen die tweede en die derde vloer. Boef, daar is hy vas. En hierdie persoon raak bang en hier is die geleentheid om vir hom te vertel hoe jy op 'n stadium bang was en hoe Abba, hoe jou hele lewe kom. Jy vertel jou geloofstorie. Elke keer wanneer ek my storie vertel waar ek en my suster in 'n kar-ongeluk was. En hoe bang ek was en hoe ek 'n ontmoeting met Yeshua gehad het, nou my hele lewe verander het. En elke keer wat ek vertel toe ek op hom Angus se plaas was. En hoe die hele mat onder my vloer onder my die voete uitgeruk is en ek het so hard neer op die grond geval en ek gesê, okay Abba, nou gee ek oor totaal en al. En ek was bang want hoe gaan ek hierdie dinge regmaak? Daardie oomblik, daai is my geloofstorie. Die oomblik as ek dit oorvertel, het dit 'n geweldige aanraking aan mense. Want hoe wen ons die vyand? Deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienis. Het jy geweet dat Satan maak disipels? Het jy geweet? Daar's 'n stryd, daar's 'n oorlog. Disipels maak is oorlogvoering. Want die Satan maak ook disipels. En daarom het ons nodig om disipels te maak. Mitchell, ek wil graag vra, jy moet vir ons ietsie voorberei oor toe hy vas was in satanisme en in drugs ensovoorts. Hulle het nommers wat hulle vir jou gee. Watter kategorie is jy? Want so wen hulle jou. So die tweede metode wat Abba Vader my leer in sy woord oor hoe om sy saad, sy woord te kan saai, hoe om disipels te maak is, deel jou geloofstorie. Want dit is hoe ons die vyand oorwin. Johannes het verkondig, Yeshua is op pad. Bekeer julle. Dis wat hy vir sy disipels geleer het. Yeshua is op pad. Bekeer julle. En dan kry ons in Johannes 9 kry ons 'n man wat voor geboorte af blind is. En nadat Yeshua hom genees het, het ander in sy dorp nie verstaan en wou met hom redeneer oor allerlei onbetekenisvolle sake. Terwyl sommige fariseërs Yeshua beskuldig as 'n sondaar, sê die blinde ou, hy verkondig net die waarheid. Hy sê, hier is sy getuienis. Die fariseërs en almal, omdat Yeshua hierdie persoon genees het, al wat hierdie ou sê, of Yeshua 'n sondaar is, weet ek nie, maar een ding weet ek, dat ek was blind, maar nou kan ek sien. Ek het nog nie al die kennis nie, maar wat ek jou wel wil sê is, ek was blind, maar nou kan ek sien. Ek het nog nooit die Bybel gelees soos wat ek gelees het nie, sê hierdie ou. Ek was blind, ek kon nie verstaan nie, ek kon nie die natuurlike nie, ek kon nie verstaan nie, maar hy het my oë aangeraak, nou kan ek sien, I can see clearly now. I was blind, but now I can see. Al het die geneesde man nie genoeg geweet van genesing of van Yeshua nie, was hy 'n kenner op 'n onderwerp, sy eie ervaring, sy eie ondervinding, sy eie ontmoeting met Yeshua. Sal wat jy hoef te getuig. Hy was blind en nou kan hy sien. Oral waar hy gaan, hierdie geneesde man vertel van sy storie en vir enige iemand wat op sy pad sou kom, wat wou luister, en sy nuwe lewe, nou dat hy kan sien, sy nuwe lewe was 'n bewys.
Kan ons nie dieselfde doen nie? Kom ons vertel my en jou ontmoeting met Yeshua, of kom ons vertel, kom ons getuig, want dit is deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. En tot die dood toe nie jou eie lewe lief het nie. Want niemand wil hulle storie vertel nie, want wat gaan hulle nou vir my dink? Nee, is jou storie. Dis jou getuienis. Ons almal het 'n storie, ons almal het 'n getuienis. Miskien voel jy jou storie is nie powerful nie. Powerful genoeg nie. Dis die storie wat Papa God kan gebruik om oom Angus se lewe aan te raak. Moenie skroom om te getuig nie. Moenie skroom nie. Dis deur die bloed van die lam, deur die woord van deur die woord van jou getuienis. Abba Vader sal jou storie so instrumenteel gebruik. Daarom moenie skroom om die wêreld te vertel wat Abba Vader vir jou gedoen het nie. Moenie skroom nie. Vir hierdie getuienis het jy nie 'n platform nodig. Jy kan one-on-one saam met jou 4:00 middag, donderdagmiddag afspraak. Net jou getuienis vertel. So eerstens nooi. Tweedens boek 'n tyd. Abba, het U regtig hierdie persoon op my pad gestuur om 'n disipel te wees? Het U hierdie persoon op my pad gestuur? Vader, wat ek sal doen is ek sal tyd maak. Ek sal doen wat Yeshua doen, ek sal hierdie persoon leer. Ek sal hom my getuienis storie deel. Ek gaan dit nie los vir volgende keer nie. Ek weet ons is oor tyd, maar die derde metode wat ons leer in die woord is deur jouself te gee vir die koninkryk. Deur jouself te gee. Ja, jy gee jou lewe weg vir die koninkryk van lig. Dit is die derde metode hoe jy disippels kan maak. Jy gee jouself. So waar? Hoe doen jy dit? Daar's 'n storie in die woord in Handelinge van 'n disipel Tabitha, Dorcas, wat altyd goed gedoen het vir die armes, en die armes gehelp het. Abba Vader roep die Tabithas om op te staan in die gees, om te begin, daar waar gebroke mense is, daar waar mense seer is, gaan bedien het, gaan gee net liefde, gaan bedien het, wees net besorgd. Handelinge 9 vers 36 sê, en in Joppe was daar 'n sekere dissipline met die naam van Tabitha, wat as dit vertaal word, beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in die goeie werke en almoese wat sy gedoen het. Met ander woorde, sy het liefde uitgestraal. Want Yeshua sê, as jy my lief het, sal jy vir die wat honger het, die wat dors het, Matteus 25, die wat genees, jy sal hulle besoek. Jy sal hulle besoek. In die tyd van Tabitha het die wet gesê, as jou man tot sterwe kom, moet al die besittings aan die seun toe gaan. Sy was besorg oor die weduwees. Waaroor is jy besorg? Watse besorgdheid het Abba in jou gesit? Om vir mense om te gee. Hierdie weduwees was totaal nou afhanklik van 'n seun of 'n man wat vir hulle inkomste gegee het. Tabitha en Dorcas het haar lewe gegee vir sulke weduwees. Het jy geweet ons het selfs hier in ons kerk weduwees? Het jy geweet ons sit met mense wat nie eers genoeg geld het om hulle groceries te koop nie? Maar ons eet sulke vetsteaks by die huis. Johannes het springkane geëet. Hy het heuning geëet. Maar Vader se woord sê Dorcas het altyd goed gedoen. En net so kan ek en jy dit doen. Ek en jy kan in gebiede ingaan en mense gaan bedien. Want jy sien, wanneer ons dien in liefde, lyk ons lewens soos Yeshua. In 'n dooie wêreld. Want wie doen dit? Wie doen dit? Ek hou so van ons bediening, straatliefde. En wat is straatliefde is wanneer ons uitgaan en vir mense daar buite gaan kos gee. Wat ons gereeld doen op Woensdae en wat amazing vir almal wat saam is weet wat 'n amazing wat 'n amazing dit is, straatliefde. Maar Abba het my geleer in hierdie week. Daar's nog een wat bykom, huisliefde. Ons as 'n liggaam het nodig om mense se huise, saam met wie ons is, te besoek, huisliefde. Huisliefde. Ons kan oor mense besorgd wees daar buite, maar as jy besorgd oor die mense waar Abba jou saam geplant het ook. Want hulle sit met seer, hulle sit met bekommernisse. Jy hoef nie Abba Vader se woord uit jou kop te ken om tyd te gee om vir mense om te gee nie.
om mense te bedien nie. Jy kan iemand se gras gaan sny, jy kan vir hom kos gaan maak, jy kan gaan help om sy garage reg te pak. Wanneer jy iemand dien sonder enige strings attached, sal mense sien daar's iets anders in jou. Hulle sal, omdat jy's 'n priester, jy dra sy teenwoordigheid. Daar's 'n lig wat skyn. Dan die vierde ding is, vierde metode is om prontuit, boldly, net die waarheid te gaan verkondig soos Johannes die Doper. Net te sê, hoor, bekeer julle, daar's hemel of hel. En daar is baie sulke gesindhede, mense wat met daardie metode kan volg. Maar dan los jy nie daai persoon, jy loop nog steeds saam met daardie persoon. Dis om to be bold with the truth. Jy kan al hierdie bogenoemde doen, maar soms gaan Abba Vader van jou verlang om mense reguit die waarheid aan te moedig, te vertel en selfs te vermaan. Hoor jy, as jy voortgaan hiermee, jy weet wat is die lot, né? Dis die hel. Wat sê Johannes vir die Fariseërs en Sadduseërs? Hulle bestudeer hierdie woord die hele tyd. Hy sê, maar julle bekering het vrug, hoor. En 'n boom wat nie vrug dra nie, hy word afgekap. Nog 'n iemand wat die woord net prontuit gaan verkondig het, is Petrus. Petrus het nie altyd sy woorde mooi getel nie. Hy was ready to fire, tipe ou. Baie van ons is so. Maar pas op dat jy nie iemand doodslaan met die Bybel nie, jy moet hom 'n disipel maak. En partykeer wanneer jy die waarheid prontuit reguit gaan verkoop, kom ons praat oor egskeiding. Iemand kom sien jou en hulle gaan deur egskeiding. Hoor jy, dit is nie Abba se woord. Dis nie reg nie. Dit wat Abba Vader saamgevoeg het, mag jy nie breek nie. Poef, daar's die waarheid. Nou is ons te bang om daai waarheid te vertel, want nou gaan ek hom nie. Nee, die waarheid is, Vader se woord sê, jy mag nie skei nie. So kom ons help jou om jou huwelik te red. Kom ons begin by jou. Kom ons verander jou lewe. Want as jy Yeshua in jou het, gaan jou man of jou vrou gaan sy lewe gaan verander, want hulle gaan meer Yeshua, soos wat Johannes Doper, ek is nie waarig om die skoenrieme vas te maak. Jy sien, saam met Petrus was daar nie 'n dal oomblik nie, hy was vol aksie. Sommige is soos Petrus en praat sommer maklik oor 'n sak. In Handelinge 2 vers 38 sê Petrus reguit, bekeer julle, selfs as Johannes die Doper. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua Messie tot die vergewing van sondes. Presies dieselfde boodskap as Johannes die Doper. Bekeer julle. Hoor jy moet jou lewe regkryk. Jy moet jou lewe regkry. Bekeer jou. Word gedoop. Wat was die gevolg van Petrus se reguit verkondiging? 3000 mense het hulle lewe vir Yeshua gegee en is gedoop daardie dag. Ek wil afsluit met hierdie Yeshua sê in Johannes 14 vers 3: Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En die vraag is ons besig om disippels te maak? Is ons besig om die opdrag uit te voer wat Yeshua doen? Is jy besig met Yeshua se opdrag, of is ons lewe so selfgesentreerd? En dit wat ek in die lewe wil bereik, het vir my belangriker geword. Hoekom word ons nie soos Dorcas en Tabitha? Hoekom word ons nie soos die vrou by die put en gaan verkondig net wat Yeshua nou aan my gedoen het en wat hy in my lewe? Nooi net mense in die teenwoordigheid van Yeshua. Gaan bedien net mense met Yeshua se liefde. Geen strings attached nie. Gaan net, en as hulle vir jou vra, maar hoekom doen jy hierdie? En sê jy, maar ek doen dit vir Yeshua, want ek is lief vir hom. Dalk soos Petrus om net die waarheid te gaan verkondig. Hoekom nie Yeshua se hande en voete wees nie? Hoekom nie soveel as moontlik mense betrek en daadwerklike verskil te maak nie? Vader, vir te vra, maar Abba, ek wil bitter graag, ek wil disippels maak, leer my. So kom ons begin 'n Sopkombuis. Nee, maar die kerk het my nou nog nie aangestaan. Hoekom het die kerk jou aanstel om 'n Sopkombuis te begin? Ons het 'n inisiatief in die kerk om Abba Vader se klere. As jy hierdie inisiatief kan dryf om net daai diensbaarheid te wees, kan jy klere van almal in hulle kaste, ou klere, bring dit, was dit, pak dit mooi reg, sit Abba se naam, sit teksverse op dit, en dan vat ons dit vir mense wat dit brood nodig het. Daardie woord, daardie liefde wat jy betoon, is Yeshua. 'n Ontmoeting met Yeshua kan mense se lewens verander.
Hy is liefde. Dis wanneer ons begin, byvoorbeeld met 'n sopkombuis, waar mense sien ons gee om, waar hulle oopmaak, waar Yeshua ons kan gebruik om te genees en om duiwels. Dis wanneer jy gaan, wanneer die wonderwerking, die genesing en al die gawes kom. Nee, maar ek wil nou eers ontvang, ek wil eers check hoe werk hierdie, dat ek vir daai persoon bid en poef, hier loop hy weer. Nee, gaan en bid en kyk wat gebeur. Ons moet eers begin om vertroue te wen onder mense, deur waarlik om te gee, soos Yeshua. Yeshua sê, wat julle ook al vir die armes doen, wat julle ook al vir die doen wat dors is, die wat honger is, doen julle vir my. So lief het ek en jy vir Yeshua. Sal ons sy opdrag ernstig opvat? Ernstiger dalk as my werk. Ernstiger. Want ek prioritiseer hom eerste. Ek gaan voor my koning moet staan en verslag gee, nie oor wat sy inkomste ek verdien het, waar ek gewerk het nie. Hy sê, moenie worry oor hy goeders nie. First seek the kingdom of God. First seek the kingdom of God. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie dat ons kan leer by Johannes die Doper, wat net in sy leefwyse verkondig het. En net so wil ons in ons leefwyse verkondig, want ons is die heilige priesterdom. U roep ons as 'n heilige priesterdom, om u teenwoordigheid te dra in 'n donker, moeilike wêreld. En daarom wil ek vandag vra, Vader, mag ons opstaan in die Gees. We will rise and we will be followers of our Messiah in Yeshua's name. We live by
Yeshua. Ons wil U teenwoordigheid dra. Ons wil voortgaan, Yeshua, dit wat U vir ons gedoen het. Ons wil voortgaan en soos wat Vader U vir Yeshua gestuur het en Yeshua U ons uitstuur, wil ons, soos Paulus sê, ek wil hierdie wedloop hardloop, voluit hardloop. Ons wil U dien, ons wil U disippels wees. En ons het 'n opdrag en ons wil dit ernstig opneem. Soos wat Johannes in sy humbleness en nederigheid gebly het, nie die dinge van hierdie weelde en die wêreld nagestreef het, maar wat vir hom belangriker was om te verkondig, bekeer julle want die koninkryk, die koning, die Messias is op pad. En daarom wil ons vandag verklaar, I will follow you everywhere. I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere you wanna go. I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere you wanna go. It's I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere. I'll follow you anywhere you wanna go. Vader, ek bid dat U vandag ons sal vergewe vir ons hardkoppigheid. Dat U ons sal vergewe dat ons eie koninkryk so belangrik geraak het. Ons wil vra asseblief, Vader, vergewe ons daar ons nie oorgaan in aksie en disippels maak soos Yeshua ons op ons opdrag nie. Daar waar ons uitgemis het op mense wat U op ons pad gestuur het en so selfgesentreerd was, so gefokus oor my besigheid wat nie geld maak nie, of my kinders of so. Vader, vergewe my dat ek vergewe my daar waar ek U nie reg gerepresenteer het nie. U het my geskape met 'n doel, met 'n purpose. Ek is hier op aarde. En ek wil U disipel wees. En ek wil disippels maak soos Yeshua ons 'n opdrag gee. Leer ons hoe, leer ons. Mag ons U verteenwoordig. Mag ons U teenwoordigheid dra. Dat mense se lewens aangeraak word. Ek het dit 'n rukkie terug gesê, ek dink laasweek gesê, was ek in 'n kliënte meeting 'n paar jaar terug. En terwyl ons praat oor finansies, toe stop die ou my, toe sê hy, hoor ek wil my lewe vir Yeshua gee. Mag ons so Abba se teenwoordigheid dra dat mense ons sal stop en sê, hoorie, ek wil net my saak met Yeshua regstel. Ek wil 'n disipel wees. Mag ons nooit opgee op mense. Vader, leer ons, koning Yeshua, U het nooit opgegee nie. Judas het wel 'n besluit gemaak. Hy het die keuse gemaak. Maar ek bid dat ons sal volhard, soos tannie Susie wat vir haar man gebid het vir 25 jaar. Leer ons, Vader. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Ek bid U seën oor elkeen. Ek bid dit in Yeshua